besonderse voorreg, Here, om deur U gebruik te word om iemand met Christus Jesus te bekeer. Ek dank U, Here, vir iemand wat tot gehoorsaamheid gekom het. Iemand wat self besluit het. Iemand wat vanmôre belang en begeer vir God, om met Christus begrawe te word en ook op te staan in vernuwend en krag en in heerlikheid. Daarom wil ek my God terwyl ons waar hy gaan begrawe, Here, dat die ou sal agterbly, dit wat vanmôre hierdie watergraf sal opkom, die nuwe sal wees in Christus Jesus. Kom, Here, verheerlik U self vandag in die liggaam. Mag die werking van die Heilige Gees, die invulling van God se Gees, ook vandag haar geskenk word, Here, om vul af vanmôre met die heerlikheid en die krag. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Ek gaan vra dat jy sal staan. Aanwysing. Jou geloof en belydenis dat jy Jesus Christus die God en zaligmaker is. Word jy deur die dood saam met Christus begrawe, opgewek in die dode. Waarom loop ek jou tot vergifnis en afwassing van jou sondes in die naam van die Here Jesus Christus. Amen. En vanmorgen is nie 'n begrafnisdiens. Ons het vanmorgen rede om te celebrate.
Amen. Elke probleem wat in die gesig staar, elke krisis wat jy mag beleef, elke uitdaging, dit is volbring. Hy het alles gedoen en hy het rede vanmôre om God te kan eer en om te kan aanbid en net te kan rejoice because God is alive. Halleluja. Ek wil jou uitnooi vanmôre dat jy jou blydskap in die Here sal aansit vanmôre, dat jy jou naam vir die Here en sy naam sal groot maak en dat jy met 'n verwagting hier sal wees vanmôre. Dis wat sê Here, ek gaan nie huis toe soos wat ek gekom het nie, ek gaan vernuwe en vol van God se Gees huis toe gaan. Amen. En hoekom? Want daar is 'n wêreld daar buite wat hoor dat Jesus lewe. Ons het nodig om dit te vertel, prys die Here. Baie welkom vir elkeen wat gekom het vanmôre. Ek glo jy is op die beste plek wat jy kan wees vandag. En dit is in die teenwoordigheid van die Here. Ek gaan nie oor loftaal nie. Ons is baie bly vir as loftaal familie dat jy hier is, maar ons het nog meer dat ons die teenwoordigheid van die Allerhoogste is. Loof die Here en ons gaan sy naam groot maak. Kan ek vanmôre sien, wees vir die eerste keer saam met ons in ons seker nie by. Vir die huis van die Here. Maar weer daar, lyk nie eens besoek. Daar agter is 'n besoeker, ek het dan hele baadjie invul. Loof die Here. En voor is iemand. Hey. Goed. Terwyl hulle vir ons die baadjie invul, kom ons gee vir hulle 'n lekker hande klap. Ek weet vir jare nie meer wat verby is. Jy moet net eerlik wees, jy's nie kerk, hè? Dien, hoe staan jy voor? Ek sê hy vol streek, sê hier wat ek vir jare nie so. Ons gaan vanmôre verdien bietjie afskeid neem, hy gaan terug Amerika toe, hy werk daar, hy het so 3 maande om vakansie, bietjie werkloos gewees vir 3 maande. Maar hy gaan weer terug, so ons spot hy nou op die saal en sê, hy het die werk, maar hy het die werk, hy vlieg dinsdag aan, woensdagoggend gaan hy terug Amerika toe vir 9 maande dink ek, maar ons bid dat die Here ons sal seën, dat die Here ons sal gebruik, en dat hy sy lig vir God sal laat skyn. As hy terugkom, dat hy sê, ek het mense na die Here toe gaan. Amen. Want ultimately is dit ons werk, en dit is om siele na Jesus toe te lei. So ons wil vir jou guns toebid, bid dat die Here jou sal seën, en jou sal gebruik, en dat jy nie net deur die visplaas werk, maar onder die mense visse vir Jesus. God bless you. Amen. Kom ons sê vir my lekker aan. En dan ja, die langnaweek sal amper verby. So ek wil graag net vir jou die agtergrond vir die week voorhou. Woensdag aand is dit selgroepe by die verskillende huise. Vir die wat 7 uur begin, 7 uur, die ander soos wat jou sal hê dan met jou reël. En dan sien jy self woensdagoggend 9 uur sien ek is hier so aangeteken hier so by die huis van die Here. So al die senior burgers, as jy niks het om te doen nie, nee. Jy moet tyd uitkom dat jy vir die senior self kan wees. Sê as jy niks het om te doen nie. Ons het gegeet om die teenwoordigheid van God te wees. Ek wil julle aanmoedig, as jy nou nie meer kans het om die aand te ry nie, kom 9 uur woensdagoggend na die kerk en kom geniet die senior self saam met hulle. Dan donderdag aand is Buiteskerk en dan sondagoggend 9 uur ons oggenddiens. En net vir die mense wat nou nie weet nie, die skool begin weer Woensdag. So as volgende Sondag sal weer kinderkerk oop wees. Goed. En nou gaan ons staan en ons gaan die Here se naam groot maak. Maar voor ons dit doen, sit net so. Weet julle lekker sien dit Vrydag? Ja. So Vrydag aand het ons omtrent 190 bordjies kos opgeskep, uitgedeel vir die mense wat honger was en wat behoeftig was. Is die Here groot? Amen. God is groot. Dit was ons geskenk, ons is dankbaar vir wat die Here gedoen het. En vanmôre is, of jy nou bespreek het, en of jy 'n nuwe spreek het nie, daar is genoeg kos vir almal. So moet asseblief nie huis toe gaan nie, en as jy nou nie die kos eetgerang goed gebring het nie, ek sê pas sal 'n plan kan. Okay. So moet asseblief nie huis toe gaan nie, daar is baie kos. En ons wil graag hê dat jy saam met ons kuier en saam met ons die teenwoordigheid van die Here geniet en geselligheid saam met die res van die familie. En nooi jou uitkom vanmôre en wees deel van die lof van die familie en geniet saam met ons ete. Maar ek wil vanmôre nog vir jou vra, al hierdie goed kos geld. En ek is nie spaar oor die geld. Ons gaan nie ons
huis en hardloop sonder geld, ons kan ook die werk van God hardloop sonder geld. So ek wil vir jou aanmoedig vanmôre om toe te laat dat Here in jou hart deel, dat hy met jou praat en dan as jy nou lekker eet is Vrydag aand en jy wil bydra, asseblief die kussies is oop hierso, kom stort in die kussies aan die kant, die een in die middel is vir die kairos-bediening, om Pastor Gerrie sal sterk te raak, sodat die mense wat in behoefte is, kan voorsien van 'n kospakkie deur die maand en ook in hulle behoeftes. Maar ons wil vra dat U vir ons help om ook ons kostes vir die naweek te kan dek. Die krag alleen in hierdie kerk is, dit kos nogal prys. Die mense van die tyd het ons met so klein verrassingkie gevang. Hulle het vir ons 'n prepaid meter kom insit, sonder dat ons gevra het, en dit kos ons baie geld om daai prepaid meter aan te hang. So ek vra vir julle vanmôre, dat die Here met jou deel, 'n sagte offerande sal maak van daai steek, daai in die pers en daai 200. Kan nie swaar wees, die Here sê maak nie te bekend, hy sal daarom voorsien. Kom ons kan ons offergawe bring, ons gaan dit saai die skatkis van die Here, en terwyl jy saam met staan, ek saam met jou bid, dat jy God se guns in jou lewe sal sien en ervaar, want hy is 'n God wat antwoord, hy is 'n God wat gee, en hy begin van ons hart. Sal jy saam met staan van my? Loof die Here. Is jy lief vir die Here vanmôre? Amen. Sjoe. Ek gaan die mic wegvat en ek sê amen en dan kyk jy hulle by my. Amen. Amen. Dis wat ons doen. Kyk, ons gaan die Here se naam groot maak en ons loof die Here. Vader, ons kom vanmôre en ons staan voor U aangesig. En terwyl ons kom met 'n dankbaarheid, met blydskap in ons binneste, wil ons bid, Here, dat U vanmôre alles lof en eer sal ontvang. Van die aanbidding, van wat ons by mekaar kom, die doop, alles, Here, dat U vanmôre die een is waaroor dit gaan, die opgestaan uit die dood en die leef vir ewig. Môre bid ek dat U al ons lof en aanbidding sal ontvang. Seën wat die woord gaan met U vanmôre, dat hierdie woord lewend in ons harte sal wees, Here, en dat ons ook so die saad wat gesaai word kan laat ontkiem. Dit kan vrug dra, nie net vir onsself nie, maar vir elkeen wat ons mee te doen het ook in die tyd wat voor lê. Sal jy self weer in aan ons kom vanmôre by die offergawe en die tieners, bid ek dat elke gewer sal seën. Dit by moedige gewer lief vanmôre, Here. Dit gaan nie net oor die geld nie, it's all about you. En ons gaan vanmôre U naam groot maak, ook net dit dat jy aan ons toevertrou het ons finansies. En ons loof en eer U. Wees U verheerlik vanmôre en die volk van Lofveld sê amen. 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 Wat 'n belewenis. Hier opstaan en Sondag deel te hê aan twee mense wat uit die graf het opgestaan het. Die begrafnis van die ou en die opstanding van 'n nuwe. En weet julle, dit is wat saggies begin speel. Dit is my so ons tot by die trappe afgaan. Toe vul die Here vir almal ry met sy soedheid. Ons het amper teruggekom kerk toe, hoor. Dis so. Mag jy hulle uitseën.
Dus stel hierdie lied geskryf het, was allemaal vreeslik opgewonde. En ek weet ons gaan al lekker hier in die gemeente allemaal regtig lekker saam so glorie en ons sing heilig aan U Hildebring, heilig. U sal altyd wees, Here, ongeag hoe die wêreld verander. U sal heilig wees, heilig wees, heilig wees vir ewig. Amen. Hy leef, hy het opgestaan. Halleluja. Pastor Jan. Ja, dat is het vraag, Bram, Leon. Soos vanoggend hier ons het 'n wonderlike voorreg om die nagmaal bedien te word. Dit wat Jesus vir ons ingestel het. En ons sê weer soos in die verlede hierdie tafel is nie nogmaals 'n tafel nie. Dit is die Here se tafel wat hy vir ons ingestel het. Ik ben niet zo goed natuurlijk. Sorry. Ja, maar dan. Ja, ons is vanoggend sit ons aan die tafel vir wat Jesus op ons aan die kruis gedoen het. Dit is 'n gedagtenis wat hy vir ons gedoen het. Hy het vir ons gesterf aan die kruis. Was dit nie vir hom gewees nie, was ons verdoring vandag. Die kruis letterlik was nie die oorsaak van Jesus se dood nie. Jesus het vrywillig gesterf aan die kruis vir ons. Hy kon op 'n ander manier ook gesterf het, buite aan die kruis. Hy kon beskendig gewees het. Jesus het vir ons gesterf. En die belangrikste daarvan, wat is belangriker as die kruis? Die opstanding. Jesus het opgestaan. Hy het opgestaan en hy het geleef. Die kruis bring vir ons redding. Of wat ek amper anders vir ons sê, die kruis bring nie vir ons redding nie. Vir ons redding bring as ons Jesus aanvaar wat vir ons op die kruis gesterf het. Amen. Ons is vanoggend hier in die tafel en ons gaan die nagmaal geniet en ons doen dit met eerbied. Niemand word onthou van die nagmaal nie. En niemand word gedwong om nagmaal te gebruik nie. As jy vanoggend voel jy is nie reg om die nagmaal te gebruik nie, dan is dit voorreg. Kom ons bid saam. Dank die Here vir hierdie geleentheid wat ons vanoggend het om die nagmaal te nuttig, om dit te gebruik, om dit te herdenk wat U vir ons aan die kruis gedoen het. U vir ons gesterf en U het opgestaan vir ons. As redding aan die kruis, as redding in die bloed van Jesus. Dankie Here vir U liefde oor ons. Ons is so dankbaar dat dit op ons ontvang het van U af. Dankie Here. In die naam van Jesus Christus.
Ja, toe Jesus gekruisig was, dit is seker op een van die ergste dinge, hy het presies geweet wat met hom gaan gebeur. Hy het bloed gesweet voor die tyd, en hy het die Here gevra, Vader, as dit nie wil is, gaan dit die beker by my verby gaan. Nogtans nie u wil nie. Nogtans nie my wil nie, maar u wil. En toe Jesus vir ons aan die kruis gesleg. Terwyl hy bereid is, het hy die brood geneem, en het die brood gebreek, en gesê, dit is my liggaam, wat vir julle gebruik word. Doen dit tot my gedagtenis. Na die maaltyd het hy die beker gevat, met die woorde, dit is die Nuwe Testament in my bloed. So dikwels as jy hierdie brood neem, hierdie brood eet, en hierdie beker drink, dan denk jy die woord van Jesus, totdat hy kom, om ons te kom haal. Amen.
Jesus Messiah, name above all names, blessed Redeemer, Emmanuel, the rescue of sinners, the ransom from hell, Jesus Messiah, Lord of hosts. Jesus Messiah, name above all names. Hallelujah, blessed Redeemer, Emmanuel, the rescue of sinners, the ransom from hell, Jesus Messiah, Ek hoor as daar iemand voorgestaan met die brood. Iemand voorgestaan met die water. Kom ons staan almal saam. Voordat ons die brood gaan eet en die kelkie gaan drink, wil ek graag nie vir elkeen 'n paar sekondes gee vir 'n stil gebed. Jy iets het om voor die Here neer te lê, kom ons doen dit vanoggend. En daarby kom ons God sê, die is hierdie in die naam van Jesus. Kom ons bid. Dankie Here. Dankie vir dit wat U vir ons gedoen het, Vader ons neem en bepaal die bloed binne ons sodat dit daar kan werk, sodat dit gewerk moet word. Here, vergeef ons van ons wille en ons sondes, wat ons strewe om leer te leer soos Jesus is. Amen. Kom ons eet saam. Kom ons drink saam. Amen. Amen. Kom bly so staan. Kom ek gou saam met my nou in Jesus naam bid. Kom ek gou saam met my wil hy net hier net gesê. Halleluja, amen. Halleluja, amen. Halleluja, amen. Kom on, God. Halleluja, amen. Halleluja, amen. Halleluja, amen. Die Bijbel sê, julle nie doen nie, gaan die klipper doen, en oor die klein nie, van jou leer op 'n môre te sê,
Hallelujah. Amen. Yes, He alone is worthy to worship and adore. The Lamb of God, victorious, our risen Lord. He purchased our redemption. My righteousness is He. Exalt the name of Jesus. He is worthy. He alone is worthy to worship and adore. The Lamb of God, victorious, our risen Lord. He purchased our redemption. Hallelujah. Our righteousness is He. Exalt the name of Jesus. He is worthy. Come on, lift the voice all again and say, He alone is worthy to worship and adore. The Lamb of God, victorious, our risen Lord. He purchased our redemption. Hallelujah. Our righteousness is He. Exalt the name of Jesus. He is worthy. Exalt the name of Jesus. He is King of Kings, oh Majesty, Your grace has found me just as I am, empty-handed, my life in Your hand, oh Majesty, oh Majesty. Forever I am changed by Your love, in the presence of Your majesty.
We exalt
julle groep by die graf. En saam met ons is daar 'n groot groep jong mense uit Switserland en Nederland, maar ook 'n groot groep Chinese jong mense. En saam met hulle en ons het ons daar by die ook graf, die bewys dat die graf leeg is, dat hy opgestaan het. En hierdie mense almal saam in die natuur gesing. Oh, halleluja. Ek hoor ons daar die stem op my oor. Die graf is leeg. Hy het opgestaan. Ons buig saam in die natuur. Ons roep uit saam met die voëls. En ons reinig saam met die engele. Is die Here van die weerstand. En vanmôre, Here, is ons uitroep van Hosanna en ons uitroep van Halleluja. Nog meer is daar die Palm Sondag, want vanmôre vier ons vir God, U oorwinning oor graf, hel en die dood. Ons celebrate vanmôre, Here, die oorwinning vir die mense om te sonde en ongeregtigheid. Ja, Here, oor ons vier ook die oorwinning, oor die hou vas van die dood en die opstanding tot 'n nuwe lewe in Christus Jesus. En wat U lewe, Here, kan ons lewe. En dit tot 'n ewigheid. Ontvang vanmôre al die lof, al die eer en al die prys. Al die aanbidding in Jesus. Amen. Amen. En amen. Ek is so bly. As ek in die aand by die huis kom ek op die eerste af julle was. Maar 'n rowe dag gehad en dag geledig altyd seker gemaak as ek al 4 uur se huis. En dat ek net op die bank gaan sit en my vrou vir my klein bietjie geskep. Stil en so bietjie. Dat ek net kan doen. Ek kom nie aan sê.
En dan het ek so kalm geword, soos gister. En dan verstaan ek, wanneer Dawid vir Saul, wanneer hy dit verloor het talente 'n deel geword van Saul. En ek het vanmôre doelbewus gedoen, en ek wil jou iets leer, daar's niks wat jou gees, siel en liggaam so kan stimuleer, so kan kalm maak, so sagte aanbiddingsmusiek. Nou, daar is nou 'n mooi liefdeslied, is nou so ietsie spesiaals. Dis ons sê nou, ek het nou gewag vir die krulletjies en die frilletjies, maar sy wil dit nou nie doen vanmôre nie. Sy onderskat haarself heeltemal as 'n pianis. As sy maar net oor haarself voel, soos haar man oor haar voel, soos hy baie beter gaan. Maar anyway, so, en dit het 'n kalmerende uitwerking. So ek wil volgens vir jou sê, wanneer jy voel, die lewe druk, neem vir jou 'n paar liedjies af, op jou foon of wat ook al, en dan gaan sit jy iewers, en dan speel jy dit, en dan maak jy net jou oë toe, en jy laat toe dat die vrede en die vreugde van die Here net so oor jou kom. En jy sal ervaar hoe daai druk, benoudheid, ongelukkigheid, negativiteit, hulle hande so een vir een van jou afval. Probeer dit, ek beloof jou. Geen sielkundige, geen beraader kan vir jou bring dit wat lof en aanbidding aan God in jou lewe inbring. Ek het vir die mense Vrydag aand gesê, dis maar ons wesseltjies groot geword, maar die dekokers ook. Ons sing nog ons hele lewe lank. My vrou en ek en ons 3 dogters klim in 'n kar, ry ons Kaap toe sonder om een keer 'n radio aan te sit. Ons sing van hier af tot in die Kaap en terug. Ek het nou eendag saam met my ma, my pa, toe hulle nog aan Rodepoort gebly, het ons die keyboard gaan haal iewers, en toe ons na die keyboard vir hulle gewys en opgeslaan na my boetie se lapa, en nadat ons begin sing, het ons weer sien, toe dit 4 uur die volgende oggend. Jy raak net weg. Maar jy God loof, God prys, God aanbid. Blaai saam met my na die boek van Openbaring toe, die heel eerste hoofstuk. Openbaring 1. Aanvanklik het ek gedink dat ek gaan die enigste pastoor wees vir die naweek hier, en daarom jy wonder hoekom preek ek al die dienste, want dit sou net ek gewees het. En want op die pastoorsgroep, ek vra wie is die naweek hier, het nie een gesê, hulle is hier nie, toe ek maar my self geskeduleer vir elke diens. Gelukkig het my dogters Vrydag aand so 'n bietjie pa se hande uitgevat. Soos jy wonder hoekom preek ek nou elke geleentheid, dis maar die rede hoekom, niks anders nie. Ek het inteendeel temas uitgewerk vir elke prediker, vir elke geleentheid, so 'n bietjie meer dienste gehad het, maar dit is nou, of dit was nou soos wat dit moes wees. En ek wil vanmôre met jou praat oor dit wat ons vandag celebrate. Sê saam met my, celebrate. 4 klinkie so goed nie, nee. Ons celebrate. Ons celebrate die opstandingsdag van Jesus Christus. Het jy ooit gewonder, hoekom kom ons Sondag kerk toe nie Saterdag of Vrydag of Maandag nie? Ons vier die opstanding van Christus. So elke Sondag wanneer ons bymekaar kom, celebrate ons eintlik, vier ons eintlik sy opstanding. 'n Geleentheid wat ons gekies het om bymekaar te wees om die opstanding van Christus te vier, die eerste dag van die week. Môre is nie die eerste dag nie, vandag is die eerste dag hoor. Ons vier sy opstanding. Maar ons vier ook vanmôre die absolute sekerheid wete dat Jesus Christus leef. Sê vir die ou langs jou, hy leef. Maar hy leef nie net nie, hy leef vir ewig. Sê vir die ou aan die ander kant, hy leef vir ewig. Hy leef vir ewig. Openbaring die eerste hoofstuk vanaf die 10de vers. Want ek was in die gees op die dag van die Here. En ek het agter my 'n groot stem gehoor soos van 'n bassein. Wat sê ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste. En skryf wat jy sien in 'n boek en stuur dit na die 7 gemeentes wat in Asië is. En dan noem hy al die gemeentes se name in vers 12 sê. Toe draai ek my om te sien watter stem met my gespreek het. En toe ek my omgedraai, sien ek 7 goue kandelaars. En tussen die 7 kandelaars, een soos die seun van 'n mens met 'n kleed aan wat tot op sy voete hang en gegord om die bors met goud met 'n goue gordel. Sy hoof en hare was wit soos wit wol, soos sneeu en sy oë soos 'n vuurvlam.
En sy voete soos blinkkoper wat gloei in 'n oond, en sy stem soos die stem van baie waters. En in sy regterhand het hy 7 sterre gehou en 'n skerp tweesnydende swaard het uit sy mond uitgegaan. En sy aangesig was soos die son wat skyn in sy krag. Toe ek hom sien, val ek soos 'n dooie aan sy voete, en hy het sy regterhand op my gelê en vir my gesê, hoor mooi, moenie vrees nie. Ek is die eerste en die laaste en die lewende, en ek was dood en kyk, ek leef tot in alle ewigheid. Amen. En dan maak Jesus hier klaar, hy sê, en ek het die sleutels van die doderyk en van die dood. En ek het die sleutels. En ek. Wat sê Johannes hier vanmôre vir ons? Dit wat hy neergepen het, sê, ek is die eerste en die laaste. Hy sê, Jesus sê, ek is die lewende. Hy sê, ek was dood, maar kyk, ek leef, en ek leef tot in alle ewigheid. Sê saam met my, Jesus leef. Maar sê dit nou dat die ou Lansjo dit ook kan hoor. Sê, Jesus leef. Kom ons probeer weer, Jesus leef. Jy moet onthou, ek kom uit die ou Pinksterkerk uit. En ons het 'n ou liedjie gehad wat gesê het, I like the old time singing, shouting, preaching, praying. I like the old time way. Nou die kerk waarin ek opgegroei, daai mense kon raas. Hulle het baie keer harder gepreek as die pastoor op die kansel. Nou kom ons probeer dit gou eenmaal, sê Jesus leef. Amen, ons vier die opstanding van Christus en ons bely dat hy leef. Vir baie mense is Paasfees 'n tradisie. Vir baie mense is Paasfees 'n herdenking. En die waarheid is, vir baie mense het dit net 'n mooi storie geword. Ek wil vandag vir jou ietsie sê, en jou baie gou mooi reghelp, want baie pastore sê, kom ek vertel jou gou die storie in die Bybel. Hier is nie een storie in die Bybel nie. Hallo? Dis net waarhede. Dis nie stories nie. Die stories vertel hulle op die stoep. Die waarheid kom uit God se woord. Vir baie mense het Paasfees 'n storie geword. 'n Mooi verhaaltjie wat ons aan ons kinders vertel wanneer ons langs die see se strand sit. En my vriend, die moslemse woorde ring vanmôre nog harder in my ore. Tini, I'm sad to say, but you Christians have missed it. You have forgotten what it's all about. It's not a time to go away and have a holiday. It's a time to be in the presence of your Lord and Savior. If you believe that your Savior died for you, then you should celebrate. You should celebrate. Let's celebrate. Maar vir my en jou as kinders van die Here, is dit nie 'n tradisie nie, is nie 'n herdenking nie, is ook nie 'n storie nie. Ek weet nie van jou nie, maar vir my is dit vanmôre 'n werklikheid. Toe ons aan die tafel van die Here gesit het, daardie brood, daardie brood sy liggaam, daardie wyn sy bloed, toe besef ek weer dit wat gebeur het was 'n werklikheid en ek kan nog steeds vanmôre aan die werklikheid deelneem. Maar dit is nie net 'n werklikheid nie, dit is ook 'n oorwinning. Ek wil jy moet weet dat jy weet vanmôre, dit wat Christus aan die kruis gedoen het, was nie 'n verlies nie, was nie 'n nederlaag nie, maar was die begin van die grootste oorwinning vir die ganse mensdom ooit. Hy het oorwin die graf, die hel en die dood, en daarvoor kry ek 'n groot amen. Amen. Dis nie net 'n werklikheid nie, dis net 'n oorwinning nie. Dis 'n lewende waarheid. Kom sê saam met my, lewende. En daardie waarheid kan net een plek lewend wees. En dis binne jou en my. Binne jou en my. My ma en my pa het altyd 'n pragtige lied gesing wanneer ons by die nagmaal geleentheid gekom het. 30 pieces of silver, just the price of a slave. En wanneer ek die tafel van die Here sien, dis nie net 'n tafel nie. Dis die mees awesomeste getuienis vir jou en my. Het jy al ooit 'n brief in liefde gesien? Daar is hy geskryf.
Het jy al ooit 'n uiting in liefde gesien? Daar is hy geskryf. So die oomblik wat ek aan die tafel van die Here sit en dink aan die tafel van die Here en dink wat gebeur het 2000 jaar terug op 'n kruishout op Golgotha se heuwel, wanneer ek dink wat het gebeur daar die môre toe hy opgestaan het en toe hy die engele verskyn het op die Maria lag kom en die engele vir hulle gesê, hoorie, hy is nie hier nie, hy het opgestaan net soos wat hy gesê het. Dan word hierdie in my lewe 'n lewende werklikheid en ek raak opgewonde by my binneste en ek weet dat ek weet, al het ek dit nou self met my eie oog gesien, weet ek vanmôre onomwonde, die graf is leeg, Jesus het opgestaan. Halleluja. Hy het opgestaan. Toe ons die eerste keer in Israel was, een of ander rede het jou na 'n kosbare tyd gehad, alleen in die graf. En daar het hy 'n besonderse ervaring met die Here gehad. Ongelukkig was die toue vreeslik lank, want jy skaars en dan moet hulle al weer uit. Hulle druk jou soos hoenders wat geslag word, en net so woep, 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 woep. Nou toe ek in Israel was, saam met die leierskap van die kerke, was die hele tuin, alles was net vir ons. Jy kon op binnekant gaan stil sit, amper so lank as wat jy wil. En dit was awesome. En ek kan vanmôre met jou met groot oortuiging sê, die graf is leeg. Hy het opgestaan. Blaai gou Matteus 28 toe. Vers 5 sê, maar die engel antwoord, miskien as jy maar by vers 1 begin, en laat na die Sabbat, toe dit begin lig word het, teen die eerste dag van die week, kom Maria Magdalena en die ander Maria, om na die graf te gaan kyk. En daar kom 'n groot aardbewing, want 'n engel van die Here het uit die hemel neergedaal en gekom en die steen van die opening wegrol, en daarop gaan sit. En sy gedaante was soos weerlig en sy kleding wit soos sneeu, en uit vrees vir hom het die wagte gebewe, hoor mooi, en soos dooies geword. Maar die engel antwoord en sê vir die vroue, moenie vrees nie. Wat het hy nou net vir Johannes gesê in Openbaring? Moenie vrees nie. Moenie vrees nie. Want ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie. Want hy het opgestaan soos hy gesê het. Kom kyk na die plek waar die Here gelê het. Ek wil net iets weet vanmôre. Is daar iets wat jou vyand gedink het? Is daar iets wat die mag van teenstrydigheid gehoop het? Toe Jesus sy asem uitblaas op die kruishout van Golgotha, nadat hy uitgeroep het, tetelestai, dus ten volle betaal, dis volbring, het die vyand gedink, dit is klaar. Ek sê toe die vyand gedink, hy het oorwin. Toe die vyand gedink dat die profesie wat God aan die begin gemaak het van, en jy sal hom in die hakskeen byt, maar hy sal jou die kop vermorsel, dat daardie profesie het nie tot vervulling gekom nie. Ek het hom oorwin, my byt in sy hakskeen was genoeg om hom eens en vir altyd uit te haal. Maar jou vyand was verkeerd. Die wêreld het gedink, dit is verby. Maar ek wil net vanmôre hierdie woordjie jou eie maak. Maar God het die laaste woord gehad. Jou omstandighede dink dalk, dis verby. Mense sê vir jou, dis oor en uit. Ek het 'n baie goeie ou traffic vriend. En hierdie week stuur hy vir my boodskap, hy sê Tini, ek was by die dokter gewees nadat ek so 'n bietjie dinge in my maag en my lyf voel wat nie lekker is nie, en toe sê ek maar dokter toe, en hulle het 'n sonar gevat, en toe sê ek moet meer sterker, wat het CT scans, wat ook al gaan. Hy sê toe nou by die dokter kom hierdie week, sê die dokter vir my, sê ek het jou slegte nuus, jy is in stage 4 kanker, en ek wil nou al vir jou sê, ons gaan niks vir jou doen nie, ons kan niks vir jou doen nie, jy het net weke. Jy het net weke. En ek hoop hy kyk vanmôre sy uitsending, want ek wil vir hom sê, maar ook vir jou sê. Dis nie klaar totdat God sê,
Dis klaar nie. Dis nie klaar totdat God sê, dis klaar nie. Die wêreld dink hulle het gewen. Die vyand het gedink hy het gewen, maar dit was nie klaar totdat God gesê dis klaar nie, want ek wil hê jy moet mooi hoor vanmôre. God het die laaste woord. En ongeag wat die huweliksberader sê, en ongeag wat jou finansiële adviseur sê, en ongeag wat jou dokter sê, en ongeag wat jou familie sê, en ongeag wat jou omstandighede sê, ek wil vanmôre vir jou sê, dis nie klaar totdat God gesê het, dis klaar nie. Sê vir jou langs jou, dis nie klaar. Totdat God gesê het, dis klaar nie. Dis nie verby totdat God gesê het, dis verby nie. Hoe is die spreekwoord het eind ou until the fat lady sings nie. Ek weet nie waar kom dit vandaan nie, maar jou. So ek wil net vanmôre vir jou sê, dis nie klaar nie. Want God het die laaste woord gehad. Die leë graf beteken wat? Die dood is oorwin. Die leë graf beteken, hoor mooi, sonde se houvas is gebreek. Die leë graf beteken, hoop is herstel. En ek wil net vanmôre mooi hoor, dalk en by net dit wat ek nou net so opgebonde geraak het oor, wat ook al dood lyk in jou lewe, God kan dit weer laat lewe. Pastoor, een keer regtig, daar kan weer iets goeds hier uitkom. Hulle het gewonder of daar iets goeds uit Bethlehem kon kom. Hallo? En wie is gebore in Bethlehem? Die een wat genoem word wonderbare raadsman, sterke God, ewige Vader en vredevors, die een wie geboorte en nie net lewe nie, maar ook die gawe van die ewige lewe. So ek wil vanmôre vir jou sê, in watter situasie jy ook al self mag bevind, mag hierdie opstanding Sondag jou laat weet, dat jy weet, enigiets is moontlik solank God betrokke is. Want God kan. God het die laaste sê in jou lewe. God het die laaste sê in jou omstandighede. God het die laaste sê in jou krankheid. God het die laaste sê in jou finansies. God het die laaste sê in jou huwelik. God het die laaste sê in jou verhoudings. Wie die finale woord? God. Nie jy nie. Nie ek nie. God het die laaste sê, ongeag hoe dit lyk. Hulle kom by Lazarus se graf. Die Bybel sê hy was al 4 dae dood. Die Jesus hulle sê, vat weg die klip. Hy sê, nee, ons kan die klip wegvat, hy stink. Hy ruik al. Jesus sê, vat weg die klip. Meester, u is te laat. As u vroeër gekom het, sou my broer gelewe het. Selfs by iets wat verby is. Sê saam met my, verby. Verby. Daar is geen salftes meer nie. Daar is geen hoop nie. Die werklikheid sê dit bestaan nie eers nie. Die gedagte behoort nie daar te wees dat daar iets kan kom nie. Jesus staan voor daardie graf en hy spreek die laaste woord. Wat sê hy? Lazarus, kom uit. Lazarus, kom uit. Ewig en hy besit alle mag. Hy is die koning bo alle konings. Ek wil net vanmôre mooi hoor. Hy het mag oor sonde, hy het mag oor siekte, hy het mag oor die dood en hy het mag oor elke situasie in jou lewe. En iets wat ek en jy vanmôre ons eie opnuut moet maak. Ons het iets wat baie min ander, of wat eintlik wat geen ander godsdienste het nie. Ons het 'n lewende God. Konings. Die probleem is hoekom dit nie by ons is wat dit moet wees nie. Ons aanvaar nie maklik wat Paulus geskryf het in die boek van Galasiërs nie. Ek wil hê jy moet saam met my so toe blaai na Galasiërs 2 vers 20. Kom nou. Galasiërs 2 vers 20. Hoe dit skryf Paulus hier.
Hy sê, ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee het. Amorey, Mikaela, hoor gou mooi. Paulus sê, julle leef nie meer nie, maar Christus leef nou in my. Die ou twee is hier begrawe. As ons die druim oopmaak, dan spoel ons hulle weg. Want ja, die vrou wat nou langs jou sit, is brand spanking new. Sy het nog geen kilos op nie. Sy het ook nie meer moods nie. Amen. Jy sien, ons verstaan die doop verkeerd. God maak alles nuut. As ek 'n verwagting het dat die Here my bye wegvat, as ek 'n verwagting het dat God my krankheid wegvat, as ek 'n verwagting het dat God negatiewe dinge in my lewe uithaal, wanneer ek myself in Christus begrawe, kan ek opstaan 'n nuwe skepsel, sê die Bybel, in Christus Jesus. Die ou dinge het verbygegaan. Hy sê, kyk, alles, sê alles, nuut geword. Wat sê Paulus hier? Paulus sê, ek leef nie meer nie. Christus leef in my. En hier is dalk vanmôre vir jou so 'n bietjie van 'n revelation. Die opstanding is nie iets wat net gebeur het nie. Dis ook iets wat binne in my en jou gebeur het. Christus het opgestaan. Paulus sê, en hy leef. Maar waar leef hy nou? Hy leef binne in my. Hy het opgestaan. Die graf is leeg. Hy leef, maar hy leef nou ook binne in my. Dis iets wat in jou gebeur. Jy sien, wanneer Jesus binne in jou leef, hoor mooi kerk, kry jy nuwe lewe. Nuwe lewe in Christus, nuwe lewe nou vir my. Nuwe lewe in Christus, nuwe lewe ryk en vry. Wow, nuwe lewe. Christus leef. Die probleem is, ons onderdruk dit so. Ons hou dit so terug. Ons gee dit nie die geleentheid om tot uitbarsting te kom, soos 'n fontein wat in jou buik opspring en nuwe lewende water by jou mond laat uitkom nie, sodat die wêreld daarmee kan verryk word nie. En daarom is dit belangrik vanmôre dat ek en jy weet, Christus het nie net opgestaan uit die graf uit nie, maar hy het ook opgestaan en hy leef vanmôre binne jou en my. Sê vir jou langs jou, Jesus leef in my. Die koning van die konings leef binne my. Ek weet nie hoe doen jy dit sonder om te glimlag nie. Ek weet nie kan jy dit doen sonder dat jou oë nie spakel nie. Sê nou vir jou langs jou, die koning van die konings lewe binne in my. Kyk gou vir my. So jy praat nie net meer met my nie. Jy praat nou ook met hom wie binne in my is. Jy sien, as jy baie mooi kyk, sal jy regtig sien wie ek is. Want ek is nie meer nie. Christus is nou in my. Kan jy net vir 'n oomblik, as die kinders van die Here hierdie snap, weet jy hoe anders sal ons mekaar hanteer? Weet jy hoe anders sal ons mekaar behandel? Weet jy met hoeveel meer in respek en agting sal ons teenoor mekaar optree, as ons weet dat ons weet, hy leef nie meer nie, Christus leef in hom, sy leef nie meer nie, Christus leef in haar, die koning van die konings leef binne in hierdie vrou, leef binne in hierdie man wat nou voor my staan. En wat ek ook al haar of hom toesluit, doen ek in die teenwoordigheid van die groot ek is. Wow. Wow. Skielik kyk ons anders na mekaar. Sê vir julle langs you one of a kind. Kom aan, sit jou vrou of jou man en sê hom, of haar man, jy special.
En as dit nou nie jou man of jou vrou laat soos jy wil hê ek moet julle gou trou, kom ek gou dan doen ons dit gou vir. Jy is special. Jy is special. Wat maak jou spesiaal? Die feit dat jy God se kind is en dat jy die woonplek geword het van sy soete Heilige Gees. Wanneer Jesus in jou leef, kry jy nuwe lewe. Wanneer hy in jou leef, kry jy nuwe hoop. Wanneer hy in jou leef, kry jy nuwe krag. Jy is nie meer dieselfde mens nie. Glad day when I was born again. The things I used to do, those things I do them no more. It was a glad day when I was born again. Dis iets wat moet terugkom, weet jy wat, ek is nie net wedergebore, ek het nie maar net in die teenwoordigheid van almal myself in 'n watergraf wat indruklik opstaan nie, nee, ek het die ou mens afgesterwe, ek het die ou mens begrawe, ek is in daardie watergraf en met 'n verwagting, met 'n afwagting, Here, as ek vanmôre daar uitkom, gaan ek splinternuut wees. Weet jy wat van julle twee weet vir my is die wonderlikste, wie jy nou by die huis kom en kyk in die spieël sê, wie is jy? Het jy nog nooit gesien nie? Ek sien nie meer 'n frons nie, ek sien nie meer plooie nie, ek sien nie meer bedompigheid nie, ek sien nie meer angs nie, ek sien vrede, ek sien liefde, ek sien kalmte, ek sien die gees van die Here, ek sien die teenwoordigheid van God, wat woonplek gemaak het in jou binneste, want dis wat God vir jou en my wil hê, man. Jou vyand wil hê ek en jy moet kyk in die spieël en sê, jou verloder, jou mishap, jou onbelangrik, jou negatiewe ding, jou onsuksesvol, jou hopeloos. Maar as jy hom sien wat binne in jou is, dan is jy nie een van daai goed nie. Jy is wie God sê, jy is. Waardevol, kosbaar, kunstig geweef in die skoot van jou moeder, en teenoor nog meer spesiaal, jy het die woonplek geword van die Grootniks. Wow. Jy mag dalk nie so dink nie, maar ek dink so, ek is special. Ek is special, ek behoort aan die koning van die konings. My vrou se liedjie, when others see a shepherd boy, God sees a king. Mense sien vir aspoestertjie, maar Jesus sien 'n pragtige prinses. Jy is nie meer dieselfde mens nie. Amorey sê vir Jacques, ek is nie meer dieselfde mens nie. Ek weet ek het al 330 keer vertel, maar 334 sal nie te sleg wees nie. Ek het 'n baie goeie vriend gehad. Hy was die grootste deel van sy lewe dwelmverslaafde. Daardie stadium van die lewe was daar nie 'n dwelm wat hy nie in sy are, in sy neus, in sy lyf ingeneem het nie. You name it, he tried it, he did it. Inteendeel, hy daai tyd al duisende rande spandeer 'n dag om sy dwelmbehoefte aan te vul. Inteendeel, hy moes steel by die Johannesburg Stadstraat koper en aluminium om sy behoefte te voorsien. Hy ontmoet God op 'n bonatuurlike wyse. Die Here verander sy lewe in 'n oomblik van 'n oomblik. In 'n oomblik van 'n oomblik was hy verslaaf aan niks meer nie. Weet julle wat was die radikaalste van sy verandering? Sy vrou moes gaan net vir berading. En die kinders vir die nuwe ou wat ingetrek het. Hy het so verander dat sy hom nie geken nie. Sy het so verander dat sy humeur, sy dag, sy smaak vir kos, die goed wat hy in belang gestel het, Nuno moes vir Piet van vooraf leer ken, asof dit die eerste maal was in haar lewe. Want die ou man wat daar was, het God weggevat en hy het 'n nuwe in sy lewe ingeblaas. Hy het nie net nuut geword nie, hy het brand spanking nuut geword. Sy behoefte was so erg dat sy seun moes steel om die fokus van pa se dwelms wat af te kry. En die oomblik toe pa hierdie radikale bekering ondergaan, hierdie nuwe word in Christus Jesus, toe verander daardie hele huis. En miskien luister jy nou na my en jy sê, maar jy sê, die Here dit vir my sal doen nie. Ek het 'n verrassing vir jou. Hy het opgestaan vir jou. Hy lewe vir jou en hy wil 'n oorwinning in jou lewe. Jy is nie meer, sê vir jou langs jou, jy is nie meer dieselfde mens nie. Johannes 11:25 sê Jesus, hy sê ek is die opstanding en die lewe.
En omdat hy leef, het ek en jy die lewe, maar ook die ewige lewe. Ek sê dit doelbewus. Want baie mense, wanneer hulle kinders van die Here word, dan gee hulle op alles. En al waarvoor hulle lewe is om hemel toe te gaan. Die Engels sê so, they become so heavenly minded, they became earthly no good. Ek het die lewe, dis nou, maar ek het ook die ewige lewe. Die lewe nou leef ek voluit, elke oomblik maksimaal. Ek gebruik elke geleentheid maksimaal. Sê vir jou langs, so dis tyd, dat ons elke oomblik maksimaal benut, leef. En dan omdat hy leef, het ons nie net hierdie lewe, en ons het ook die ewige lewe. Ek wil hê met vanmôre mooi hoor, ons het hoop in hierdie wêreld, en ons het ook hoop buite die wêreld. Hoekom? Want hy die sleutels van die doderyk. Want jy sien, vir 'n kind van God is die dood nie die einde nie, maar die begin van die ewigheid saam met hom. Het jy al ooit by 'n persoon se sterfbed gestaan wie absoluut uitverkoop was vir die Here? Gesien met die vrede en met die afwagting, dat hulle die laaste asem uitblaas, die tydelike uitleef vir 'n ewigheid saam met God. Dis net een woord, amazing. Dan dink ek die mense by wie ek was, wat kosbaar deel was van my lewe, het die lewe voluit geleef. Lewe voluit geleef. Dit wat lekker was, nog eenmaal gedoen. Dit wat mooi was, nog eenmaal beleef. Ek onthou my pa net voordat hy kritiek siek geword het, het net een begeerte gehad. Hy wil die see nog net eenmaal sien. Ek het vriende daai tyd gehad wat 'n blyplek gehad het by die see en ek het alles gereël en ons kon toe nie wegkom as gevolg van kerkverantwoordelikhede. My baba sussie na man het my pa en my ma toe gevat see toe. Hulle by die see gestop. My pa het so in die kar gesit so by die see en die sand gekry. Hy sê, "Oké, is reg, julle kan my na my huis toe vat." Hy wil nog net eenmaal sien. Ek sê dit vir jou vanmôre met 'n rede. As jy Jesus aanneem, sê nie jy moet ophou lewe nie. Want jy het hierdie lewe en jy het hierdie ewige lewe. Jy het hoop in hierdie wêreld, maar jy het ook hoop buite die wêreld. Die dood is nie jou einde nie, dis net 'n deur na ewigheid. Ek maak klaar. Ek weet nie of jy dit weet nie. Die opstanding van Jesus Christus het alles verander. Sê saam met my alles. Vrees het oorwinning geword. Dood, lewe. Hopeloosheid het hoop geword. Die kruis sê, dit is volbring. Die graf sê, hy het opgestaan. Maar die hemel sê vanmôre, hy leef vir ewig. Ek het vir jou baie belangrike vraag. En niemand kan hom antwoord behalwe jy nie. En die vraag is, leef jy nog asof Jesus dood is? Want jy weet as hy dood is, dan is daar nie meer hoop nie. Daar is nie verwagting nie. As hy dood sou wees, is daar nie meer redding, verlossing of vrymaking. Ek wil amper vir jou so som, want as Jesus dood sou wees, was daar nie eens meer rede om te lewe nie. En ek noem dit vir jou, en ek wil hê met jouself in hierdie prentjie vanmôre insit. Want ek wil hê met jouself sien hoe hanteer jy krisisse situasies in jou lewe. Wanneer benoudheid, wanneer negatiewe goed op jou pad kom, wanneer dinge met jou gebeur, is jou optrede, is jou denke, iemand wat leef asof Jesus dood is? Of is dit iemand wat leef met die wete, die sekerheid, dat hy lewe
Iemand wat leef in die krag van sy opstanding. Ek sê iemand wat leef in die krag van sy opstanding. Want jy sien, sy opstanding het alles verander. Vrees in jou lewe word oorwinning, dood word lewe, hopeloosheid word hoop. Sy opstanding sê, ek is nog nie klaar met jou nie. Een van die mooiste gedeeltes in die Bybel rondom die geleeggraf is die doek wat opgevou is. Die doek is opgevou in die graf. Wanneer iemand geëet het, en hy vat die doek wat hy op sy skoot het, en hy sit hom in 'n bondel op die tafel, en hy loop, die kelner weet, hierdie ou het klaar geëet. Maar as daardie doek mooi netjies opgevou is, en hy's terug op die tafel, dan sê die kelner, hy's nog nie klaar nie. Hy kom weer. Self daardie detail in die graf is vanmôre vir jou en my belangrik. Die doek lê nie daar op 'n hoop en die doek is netjies opgevou, wat vir jou en vir my sê, ek is nie klaar nie, ek kom weer. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, dis wat God nou my hart inspireer. Ek is nie klaar met jou nie. 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 Ek het nog groot dinge vir jou lewe in gedagte. Ek het nog groot drome vir jou. Ek het nog groot verlange en begeertes vir jou. Dit wat jou lewe dood is, sê hy, ek sal dit lewe maak sodat ek in jou en deur jou verheerlik kan word, sê die Here. Dis nie klaar nie. Ek sê God, ek het die laaste sê. En vanoggend nooi die Here jou en my. Nie meer om te leef asof Jesus dood is nie, maar om te leef in die krag van sy opstanding. Sluit jou oë saam met my. Here, dankie dat ek weet dat U leef. Nie net toe die dag met die opstanding nie, maar ook nou. Dankie Here vir dit wat U vir elkeen van ons gedoen het. En daarom ontvang ek vanmôre die nuwe lewe wat U gee. Ek ontvang vanmôre die hoop, Here. Ek ontvang die oorwinning. Ek ontvang die nuwe kanse. Ek ontvang die nuwe lewe. Ek ontvang vrymaking. Ek ontvang verlossing. Ek ontvang genesing vir my liggaam nou in Jesus naam. Ek ontvang 'n deurbraak in my finansies in Jesus naam. Ek dank U ook vir hoop in my verhoudings. En dalk, Here, is die storm nou van so 'n aard, dat die woorde van die disippels ook mense sin is. Here, gee nie om dat ons vergaan nie. Lukas sê, gee nie om dat ons doodgaan nie. En dan sê die skrif het U opgestaan. U die wind en die see bestraf. Vir die wind gesê, lê, vir die see swyg. En 'n groot kalmte deur die water. En in die wind gekom. En die disippels het vir mekaar gesê, wie is hy, dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam is. Here, vanmôre weet ons U het opgestaan. Ons weet die graf is leeg. En ek dank U vanmôre vir hierdie kosbare woord in ons harte ingebou nou wat sê, U leef ook binne in ons. En daarom dank ek U nou vir kalmte, vir vrede, vir gesondheid, vir nuwe, vir deure wat oopgaan. Ek dank U vir hoop. Ek dank U vir die lewe, maar ek dank U ook vanmôre vir die ewige lewe hierna, in Jesus naam. Amen. Amen.
Kom staan saam met my. Ek gaan nie vanmôre iemand vorentoe nooi nie. Maar jy weet wat is nodig in jou lewe. Jy weet waarin moet God in jou lewe in heerlikheid opstaan. Dalk is dit in jou liggaam wat krank is. Dalk is dit in jou finansies. Dalk in jou huwelik. Wat ook al het mag wees, wat jy nodig het dat Christus se oorwinning, sy opstanding, ook vandag 'n krag word binne in jou lewe, wat 'n sigbare getuienis word. Van hy is nie hier nie. Die graf is leeg. Die krankheid is weg. Die toedeur het oopgegaan. Die onvermoë is voorsien. Dit wat u kapot was, wat op die rotse was, het nuwe lewe gekry, 'n nuwe vlam wat brand. Want God het nie net opgestaan in daardie dag nie, hy wil vanmôre opstaan, ook in jou lewe, triomfantlik in Jesus naam. Sluit jou oë nou. Wat ook al dit is in jou lewe, sê nou vir hom dankie vir die musiek ook. Sê vir hom nou dankie, dat hy opstaan, en dan noem jy daai area van jou lewe, wat jy onnodig het. Kom aan kerk. Wat ook al dit mag wees. Ek weet nie waarin soek jy God nie. Ek weet nie waarin moet sy krag in jou lewe vanmôre geopenbaar word nie. Maar hy weet, kom aan, sê dit vir hom. En as dit meer as een area is, sê dit vir hom. Kom nie skaam wees nie. Sê dit vir hom. Sê dit vir hom. Dankie, Here. Kom aan, sê dit vir hom. Sê vir hom, Here, ek vertrou U vir 'n opstanding in my huwelik. Sê vir hom, Here, ek vertrou U vir 'n opstanding in my finansies. Ek vertrou U vir 'n opstanding in my kranke liggaam. Ek vertrou U vir 'n opstanding in my verhoudings. Ek vertrou U vir 'n opstanding vir my toekoms. En ek weet die mense sê Suid-Afrika is verby. Dat vir jou en my as Afrikaans spreek en met 'n ligte vel, is daar nie 'n vreeslike toekoms nie, maar ek wil vanmôre vir jou sê, God het die laaste sê. God het die laaste sê. Here, skep vir my. Gee my hoop. Gee my verlossing, gee my vrymaking, gee my lewe, gee my liefde, gee my voorsiening, wat ook al dit mag wees, kom aan, sê dit nou vir hom. En nou wil ek jou vra, kom hef jou hande saam met my. Kom aan, elkeen in die gebou. Kom, lig jou hande op. En nou sê jy vir die Here, dankie, vir dit wat jy gevra het, en vir dit wat hy in jou lewe gaan doen. Sê vir hom nou dankie vir daardie opstanding, daardie oorwinning, nou in jou lewe, in Jesus naam. Kom aan kerk. As jy kan hard bid hard, maar ek wil jy nou vir die Here sê dankie. Niks vra nie, ek wil jy nou sê dankie. Dankie Here, dankie Here, dankie vir my verlossing, dankie vir dit, dankie Here, dankie Here, dankie Here, dankie Here. Wow. Here, eintlik het ek nou gewens, hier was net so 'n bietjie van 'n aardbewing. Maar die woord sê daardie oggend was daar 'n aardbewing. En dit was so dat die klip weggerol het. En die leë graf sigbaar geword het. En die helderheid van die teenwoordigheid oor God hulle oorweldig het. En die engel wat sê, hy is nie hier nie. Hy het opgestaan net soos hy gesê het. Ek dank U nou, Here, dat U vanmôre opstaan in mense se lewens. Dat U vanmôre opstaan in oorwinning in mense se omstandighede. En dat hulle lewe soos die leë graf 'n getuienis word van iets wat was, maar nie meer is nie. Iets wat was, wat maar nie is nie.
die getuienis van die feit, die waarheid, die werklikheid, die awesomeness van ons dien 'n lewende God in Jesus naam. Amen. En amen. Ek het eintlik gewens julle gaan vanmôre wakker word soos ek met 'n bang. Ons Wesseltjies is vanmôre wakker gemaak met een massiewe bang. Ek was badkamer toe, en die volgende oomblik toe skree die tyres iets vreesliks. En toe is daar net hierdie een hengse plofslag. Toe 'n man aan ons straat opgekom met 'n Audi, een van hierdie nuwe sportie goed. Dit het die draai verloor, die sypaadjie aan die ander kant geslaan, sy kar gerol en teen my huis se muur tot rustig gekom. Ek weet nog nie hoe lyk my muur, ek sal nou gaan kyk. Maar ek is wakker gemaak met 'n bang. Mag God jou wakker maak met 'n bang. Maar met 'n hemelse bang. Ek is nie meer nie. Ek is net. Die graf in my lewe is leeg. Jesus het in my en my omstandighede, in my begeertes, my behoeftes, my nood, my krankheid, hy het opgestaan. Amen. Ek wil vir elkeen sê dankie vir hierdie naweek uitgekoop het om saam met ons te wees. Ek wil vanmôre baie dankie sê vir elke vrou wat so hard gewerk het om ons te bederf vir die naweek. Ons het Vrydag vreeslik lekker geëet. Inteendeel, ons het vir amper 200 mense Vrydag kos gegee. Dis net een woord awesome. Ek dink pastoor Gerrie het 65 bakkies, né? Oordryf ek nou? 45, ek nou evangelis, né? Het nog 45 kospakkies na die tyd buitekant gaan uitdeel. Waarvan ons die Here dank. En vandag daar binnekant is die lekkerste bederfkos. Pampoenkoekies en patatkoekies. En lasagne en bobotie. En daar is slaai en daar is malva pudding. En alles vir presies dieselfde prys soos Vrydag. Absoluut verniet. Daar's lekker boontjies en ek weet nie wat is al alles wat lekker is. Ek kan amper nie wag om daar te kom. Vader, baie dankie vir die saamwees. Dankie vir die naweek. Dankie vir dit wat U gedoen het. Dankie ook vir elkeen wat vir ons so bederf het hierdie naweek. Dankie vir dit wat vir ons voorberei is. Seën hulle hande, Here. Dankie vir elkeen se betrokkenheid, elkeen se deeltjie wat hulle gedoen het. Ons sê ook dankie vir die voedsel wat ons nou gaan geniet. Seën dit in ons liggame, Here. En ook daarvoor is ons opreg dankbaar. In Jesus naam. En die volk van die Here sê, amen. Asseblief, jy mag nie nou huis toe gaan nie. Jy moet saam met ons eet. Sê vir jou langs jou, jy moet saam met ons eet.